dis die gebruik in die kerk om mekaar te groet. En ek dink groet beteken ook iets besonders. Dit beteken dat 'n mens omgee. 'n Groet beteken ek sien jou. Groet beteken ek wil met jou kontak maak. Dan groet ek jou vanoggend in die naam van God wat Jesus gestuur het. En ek groet in die naam van Jesus wat die Gees van God gestuur het. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees wat die boodskap gestuur het dat Jesus weerkom. Mag die Here gee dat ons dit vanoggend opnuut sal belewe. Kom ons bid saam. Ons aanbid U God as 'n God wat beloof en U beloftes nakom. Dankie dat ons weet U is nie 'n mens wat alleen vertel nie. En ons is volgens U by mekaar omdat ons weet deur al die eeue het U beloof en dit nagekom. U het beloof dat U seun Jesus gaan stuur. En Jesus het gekom. God se belofte. God se belofte aan ons. En Jesus het gekom om ook waar te maak wat U Vader gesê het, dat hy U gaan stuur om ons te verlos van sonde. U het God se belofte waargemaak deur te sterf aan 'n kruis, op te staan, op te vaar na die hemel. En U het beloof, ek kom weer. Ek kom weer. Here, ons leef in 'n tyd wat nie omgee nie. Wat nie eens weet nie. Wat soos in die tyd van Noag spot. As ons vir hulle sê, maak gereed. Jesus kom weer. Ek wil U vra dat as hierdie boodskap vanoggend aflewer, hierdie brief kom aflewer, dat ons sal luister. Want is die waarheid. Die wêreld glo leuns. In die wêreld is daar nie meer plek vir waarheid nie. Vir egtheid. En daarom kan ons nie anders as om te kom bid vir 'n wêreld wat verlore gaan. Ek kom bid vir ons eie land, ons eie mense, wat soms roekeloos voortlewe. Ek bid vir hierdie week, waar daar sprake is van opstande en oproere. Ons bid, dat U ons sal bewaar. Bid al in hierdie tyd aan die mense onnodig sal seer kry en selfs sal sterf nie. Ons is hier om vir die wêreld te bid, vir ons land te bid. En nou sal jy asseblief met ons praat in Jesus se naam. Amen.
Jesus se belangrike belofte wat hy gemaak het dat hy weer kom. En ek het dit al vir u gelees, ek lees dit vanoggend weer, is Johannes 14 vers 1 tot 3. En dis Jesus se woorde. En ek wil al meer en meer vir julle sê, ja, dit is belangrik wat Abraham gesê het en wat Isak gesê het en wat Dawid gesê het en die profete gesê het. Maar hoe ouer ek word, hoe belangriker word Jesus se woorde. Dit wat hy self gesê het. En hierdie Johannes 14 sê Jesus vir sy disippels, want hy het vir hulle gesê, ek gaan weg. Ek gaan weg van julle af. En hulle was baie ontsteld, want vir 3 jaar was hulle dag vir dag, elke dag saam met Jesus. En dan sê hy, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. Hier is 'n sleutel. Glo. Glo. Dit gaan nie oor bewyse nie. Dit gaan oor glo. Glo God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek weer en sal julle na my toeneem. Dis Jesus se belofte. Dis sy woorde hierdie. En ek glo elke woord. Want Jesus is die waarheid. Hy is soos sy Vader, hy kan nie alleen vertel nie. En daarom aanvaar ek elke woord van Jesus. Ek aanvaar nie elke woord wat selfs die kerk sê en wat dominee sê nie en wat synode sê nie. Ek glo elke woord wat Jesus sê. En daar nou ook vas. Nou, die wêreld leef in onsekerheid. En die wêreld begin al meer en meer oorgelewer te word aan hulle eie toedoen. Die wêreld skep sy eie ondergang. En hulle doen dit met oop oë. En weet jy, as ons na die oorlog kyk en siekte en verlies en ons staan by 'n graf, dan besef ons hierdie wêreld is nie ons woning nie. Almal van ons wat hier sit, is tydelik hier. Oor 10 jaar vorentoe gaan 'n heel paar van ons wat hier sit nie meer daar wees nie. En ek sê dit nie om jou bang te maak nie, dis 'n feit. Die wêreld is nie ons finale tuiste nie. Maar weet jy wat? Ons word nie bang oor hierdie goed nie. Dis wat Jesus vir ons wil sê. As jy hierdie goed sien, oorlog, en jy hoor al hierdie goed, dan moet jy nie bang word nie. Maar dan moet jy hoop vestig op my koms. Want ek kom om julle te kom haal. Jy sien, die eerste belofte het God gesê, my seun gaan na die wêreld toe kom. En hy het gekom. Is gebore as 'n mens. Maar die tweede groot belofte kom van Jesus af. Ek kom weer. En ons moet aan hierdie beloftes, en al twee die beloftes, gaan waar word en is waar. Jesus gaan terugkom. Die tweede laaste vers in die Bybel, Openbaring 22 vers 20 staan daar, hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. En dan antwoord die kerk, amen. Amen beteken ek stem saam. Amen. Kom Here Jesus, kom asseblief gou. Wil ons almal, en ek praat nie meer van julle nie, ons. Ek is net so deel van julle. Dit is my so lekker daar in die oord waar ek woon. Nou, ek is ook 'n dominee daar, maar ek het al gesê, wag 'n bietjie. Hier tussen julle is ek net een van julle. As ek vir julle 'n Bybelstudie aanbied of wat ook al, ek is een van julle. En hier is ek ook een van julle. Hierdie domineeskap is maar net amp, maar dit gee my nie 'n titel nie. 'n Dominee is nie 'n bietjie verhewe bo ander mense nie. 'n Dokter is. Hy het
Hy het nie 'n titel nie, hy het 'n titel, hy het nie 'n amp nie. Ek is net 'n amp, soos 'n ouderling. Maar ek kom hier na julle toe en sê, hoor wat ek sê. Ons moet weer vir mekaar sê, daar kom 'n tyd, en wanneer Jesus ons kom haal, nou hoor jy, 2 Timoteus 3 vers 1 vers 2 sê, juis, maar weet dit, dat daar in die laaste dae, en wanneer is die laaste dae? Van Jesus se eerste koms af, tot sy tweede koms, is die laaste dae, en ons leef nou in die laaste dae. Die laaste dae, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig. Dis die prentjie wat Jesus hier skep. In die laaste dae gaan dit so lyk. En ons leef in die laaste dae. Ons moet nie wag vir hierdie goed nie. Dit gebeur elke dag. As jy jou koerant oopmaak, is dit op die voorblad. Markus 13 vers 7. Wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moenie verskrik wees nie, want dit moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Markus 13 vers 26. En dan sal julle die seun van die mens sien kom in die wolk op die wolke met groot krag en heerlikheid. Baie mense sê, en ek is jammer dat een van ons baie groot sangers in ons land het begin sommetjies maak en het begin presies sê 'n dag en 'n datum wat Jesus sou kom, want al hierdie Midde-Ooste oorlog wat nou in die gang is, en mense werk nou sommetjies uit om uit te werk wanneer Jesus sal kom. My boetie, my sussie, luister mooi. En hier kom dit wat ek nou nie begin gesê het. Jesus gaan in jou tyd kom. Hoe weet ek dit? Daar's twee maniere. Die oomblik wat jy sterf, het die wederkoms vir jou gekom. Daar's nie tyd om jou reg te maak nie. Daarom in jou leeftyd, die oomblik wat jy sterf, het Jesus vir jou gekom. En die tweede ene is wanneer Jesus ons kom haal op die wolke, die mense wat dan nog leef. So met ander woorde, al die mense wat ons voorgegaan het, die mense wat gesterf het, hulle is klaar daar. Op watter manier weet ek nie presies nie. Maar Jesus gaan in jou tyd kom en daarom moet jy gereed wees in jou tyd. Moenie wag vir 'n eendag nie. Jy kan vandag sterf. Want Jesus vir jou gekom. Ek sluit af. Hierdie preek kan jy ure oor praat en ek het Bybelstudies, ek het hoeveel goed gedoen oor die wederkoms omdat dit vir my 'n baie belangrike onderwerp is. Maar weet jy, dit is ek wil net dit vir julle sê, hierdie paar goedjies ek nou sê, moet julle asseblief vasvat. Jesus kom weer, want dit is 'n seker belofte. Is 'n seker belofte. Jesus sê, ek kom weer. Hy sê nie, ek gaan miskien kom nie. Hy sê nie, ek mag miskien kom nie. Ek sal kom wanneer dit my pas nie. God hou sy woord. Ek het Numeri 23 vir julle baie gelees. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. En Jesus is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Asseblief. Die wederkoms, en ek gaan dit sê omdat ek hierdie week het beloof het, die wederkoms is op die oomblik in my en jou lewe die belangrikste boodskap wat jy kan hoor. Jesus is op pad. Jesus kom weer en jy moet gereed wees as hy terugkom. Jy moet gereed wees as hy terugkom. En dan in die tweede plek bring dit vir ons hoop, want dit is 'n sekerheid. Jesus het dit beloof. Maar dit bring vir ons hoop. Dis vir baie mense is die wederkoms 'n verskrikking. Ek is bang. Ek kan nie my oë toemaak nie. Sê nou maar net hy kom. Nee, 'n gelowige sien uit na die koms, want ons is die bruid en hy is die bruidegom. En ek weet nie of 'n bruid nie uitsien na haar huwelik nie. Dis een van die wonderlikste goed. Ons sien uit na die wederkoms, want dit gaan die groot huweliksfees wees, want ons word beskryf as die bruid van Jesus. Openbaring 21 vers 4
sê, daar gaan in hierdie nuwe dimensie, gaan daar nie meer sonde wees nie. Jy weet, sonde is jou sonde is ons nommer 1 vyand. Wat is jou grootste vyand? Sonde. Ons elkeen sit hier met letsels wat sonde aan ons gedoen het. En ek en jy dit self gedoen, of mense het dit aan ons gedoen, maar sonde gaan daar nie meer wees nie. Daar gaan nie pyn wees nie, daar gaan nie lyding wees nie, daar gaan nie meer dood wees nie. Jy sien, want dan het alles volbring geword. Die derde is, omdat Jesus weer kom, moet jy gereed wees. Jy moet gereed wees. 1 Tessalonisense 5:4-6. Ek lees dit stadig. Maar julle broeders en susters is nie in die duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Hier word gepraat van geestelike taal. Jy moenie geestelik aan die slaap raak nie. Daar's mense wat geestelik doodgaan. My boetie, ek kan vir die ure, mense wat geestelik dood is. Hulle lag jou uit. Hulle vloek God. Hulle is letterlik dood. Hulle is geestelik dood. En as Jesus terugkom, gaan hulle uitroep, berge val op ons, heuwels bedek ons. Staan so. Maar ek en jy, ons is gereed. Amen. As ek in Jesus glo, en ek leef elke dag vir Jesus, is ek gereed. Jy kan nie gereed wees as jy Jesus nie in jou lewe het nie. As jy nie vir Jesus dien en hom volg nie. Markus 13:35-37 sê, waak dan, omdat julle nie weet wanneer die Heer van die huis kom nie, sodat hy julle nie skielik aan die slaap kry wanneer hy kom nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. Wees op julle hoede. Moenie toelaat dat hierdie boodskap vir ons hier vanoggend en julle wat na my luister, maar net 'n boodskap wees nie. Miskien is dit die laaste boodskap wat jy gaan hoor. En dan moet jy gereed wees. En ek maak jou nie bang nie. Waak dan, omdat jy nie weet watter uur julle Here kom nie. En dit beteken, jy weet nie wanneer jy gaan sterf nie. En as jy sterf, het Jesus gekom. Dis die kort en lank van die storie. Daar is nie 'n tyd na die dood wat jy weer kan regmaak en sê Here help my nie. Dis verby, die oomblik wat jy sterf. Die volgende oomblik gaan jy voor God se troon staan. Die regverdiges en die onregverdiges. Julle ken Matteus 25:1-11, die 10 maagde. Al 10 is maagde. Hulle al 10 is op pad na die bruilof toe. En wat gebeur? 5 is dwaas en 5 is wys. Die dwaases het nie olie in hulle lampe gehad nie. Maar die wyses het olie in lampe gehad. Wat is die verskil? Hulle is maagde, met ander woorde, hulle maak hulle gereed vir die bruilof om die bruid te wees. Ek bedoel, in daardie tyd en dink in ons tyd was dit die grootste, belangrikste ding vir 'n vrou om 'n maagd te wees as hy trou. En hier's 10 maagde. Die verskil tussen hulle is olie of nie olie nie. Romeine 8:9 sê, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, en die gees van Christus is altyd olie. As iemand nie die olie het nie, behoort hy nie aan hom nie. So daai 5 dwaase maagde het nie aan die bruidegom behoort nie. En daarom het hulle dit gemis, die olie. Romeine 8:14 sê, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Hulle wat olie in 'n lamp het, is kinders van God. Hulle wat die olie nie in 'n lamp het nie, is nie kinders van God nie. En Jesus kom haal sy bruid, sy kinders.
Romeine 8 vers 16 sê, die Gees getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Die laaste, hierdie boodskap vanoggend, motiveer ons. Dit my motiveer. Ek wil hier uitstap en sê, ek gaan gereed wees. En hoe kan jy gereed wees? Deur naby die Here te lewe, of vir die Here te lewe. Om elke dag uit te sien na sy koms. Matteus 24 vers 13. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Jy sien, dit gaan nie in 'n wedloop, veral die Comrades het ek weer gekyk. In die Comrades gaan dit nie hoe goed jy wegspring nie. Die wenner is die een wat uitgehou tot die einde toe. Al is jy net 3 minute voor die einde daar, dan het jy die wedloop voltooi. En jy's 'n wenner. Maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Jesus het gesê, Lukas 18 vers 8, maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind. En ek wil nie, maar as Jesus vandag moet kom, hoor wat ek sê, gaan Jesus min geloof op aarde vind. Dis die waarheid. Min. Daarom die Here gesê, daar gaan min wees. Hier op die nou weg is daar min. Wat volhard, wat die Here volg. En daarom moet hierdie verwagting ons lewens verander. Ons lewens verander deur te leef vir daardie dag, wanneer hy kom. Ek is klaar. As dit die voorlaaste vers in die Bybel is, in Openbaring 20, dan behoort dit 'n belangrike versie te wees. Die heel laaste, net voor die seënbede, maar die laaste vers in die Bybel, jy kan gaan kyk as jy by die huis kom, Openbaring 20. Wat staan daar? Daar staan, ek kom weer. En die kerk roep uit, amen. Kom gou. Is jy een van daai wat sê kom gou? Wil jy die Here Jesus moet gou kom? Ek wil hê hy moet gou kom. En ek kan dit onomwonde sê, en as dis nou persoonlik, ek het dit beleef, en ek wil dit deel met julle weet, dit sê ek ook. Van julle het dit miskien ook beleef in julle lewe. Ek en Nelly was daai Vrydag aand alleen. Sy het soos gewoonlik gaan stort. Ons is daar nagklere, ek het haar altyd gehelp met die stort, nagklere aangetrek. En ek het haar gehelp, want die bed is nogal tamelik hoog. En ek het die lakens nie goed oopgemaak en ek het haar gehelp tot in die bed en toe ek haar so in die bed sit, toe sy dood. Sy het demensie gehad, sy was nie siek nie. En dit is hoe vinnig dit gebeur. Die Bybel praat op plekke in a twinkle of the eye. As jy jou oog knip, so vinnig kom die dood. Vir my vrou was dit absoluut net haar oë toegegaan is verby. En ek is daar en ek is alleen daar. En toe besef ek, hoe skielik kom Jesus, want Jesus het daar kom haal. Jesus het daar kom haal. Sy het gelukkig nie lyding gehad nie, daar's ander mense wat deur lyding gaan. Maar hier het ek gesien, hoe vinnig 'n mens kan sterf. Ek stuur julle huis toe, nie met 'n vreesboodskap nie. Wie moet vrees? Hulle wat nie gereed is nie. Wie moet bang wees?
Hulle wat die kinders van God is nie. Dis hulle wat moet bang wees. Maar ek en jy is kinders van God. Ons is gered. Ons is nie volmaak nie. Maar die wat gered is, as nou waar ek sê julle wie in my glo, het die ewige lewe. As jy hier sit en jy glo in die Here Jesus en jy glo dat hy jou gered het en jy dien hom elke dag, dan sien jy uit dat hy jou kom haal, of deur die dood of die wederkoms. Amen. Here, ek loof en ek prys U dat dit wat ons gehoor het vanoggend, elke woord die waarheid is, want dit kom uit U mond. En dankie dat ek dit kan aflewer. Ek het dit geskryf en U het dit geskryf. En ek sê amen. En ek loof en ek prys U, dat ons U ken, en dat ons U liefhet, en dat ons gereed is, vir U om ons te kom haal deur die dood, of dat U na ons toe kom, en ons kom haal, om vir altyd by U te wees, om by U te wees, in U Vaderhuis vir altyd. Amen. Amen. Ek wil jy huis toe stuur met die laaste versie in die Bybel, na vers 20 wat ons gelees het. Ek kom, sê Jesus, en dan kom hy in vers 21, en dan sê hy, die genade van die Here Jesus sal by julle almal wees. Maranatha, Jesus, kom weer.